'n prisma is mos daai wonderlike gebeure wanneer die son met sy energie skyn deur 'n vogtigheid in die lug, 'n waterdruppel of hoe dit ook al sê, en ek verstaan van die wetenskap eintlik bitter min. Maar feit van die saak is al wat ek net weet, ek het al gesien en ek sien die reënboog en ek sê, waar kom hy vandaan? Hulle sê dis die son wat skyn deur daardie vogtigheid en dan 'n refleksie vind in die lig daar buitekant met al daai pragtige kleure verskeidenheid. En toegepas op ons geestelike lewe is dit God wat inskyn in my eie lewe, ook in die geloofsgemeenskap, en die refleksie van dit waarmee God besig is, vind ons in die wêreld, en daardie kleure verskeidenheid van genade, en genade, 'n lewe wat getuig van genade wat ons teenoor mense leef. En toe het ons nou vir mekaar gesê by Randendal Prisma, en is van toepassing op alle gelowiges, dat die P staan vir passie, en die R staan vir respek, en die I staan vir integriteit, en nou is ons vandag by die S staan vir stylvol. En daar's nie 'n beter beskrywing vir stylvol as die dingetjie wat al soveel momentum opgetel het, nie, en wat iewers, ek dink in die FSA se beslag gekry het. What would Jesus do? Nou, dis nie altyd so maklik om te antwoord nie, want ons konteks en die konteks waarbinne Jesus op aarde opgetree het, is toegegee, 2 verskillende kontekste, maar daar's daarom beginsels, met name die liefdesbeginsel, en nou sê die liefdesbeginsel, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Hoeveel? Geen kwaad onder geen omstandighede nie. Dit beteken nie dat die liefde lamsakkig is nie, maar die liefde leef vir versoening, leef versoenbaarheid. Wat sou Jesus doen? As daar ooit 'n tyd is dat ons in Suid-Afrika nodig het om dit te hoor, is dit hierdie tyd. Wat sou Jesus doen? Te midde van soveel realiteite waarmee ons elke dag gekonfronteer word. En aan die einde van die dag, na 'n vergadering, my eie persoonlike lewe, my besig wees saam met my vrou, my kinders, my gesin, sit ek net vir 'n oombliekie stil en ek sê, passie. Het my lewe van passie vir God getuig, respek vir my kinders, my vrou, die mense rondom my, is my aand- en oggendpraatjies in lyn met mekaar, integriteit en nou styl. Het ek soos Jesus opgetree nou, of moet ek net gaan en vra, asseblief verskoon my, ek was 'n swak advertensie vir hom gewees.